vir die Springbok moes speel, hoeveel dink julle sou julle gewen het? Toe sê hy nie, hy dink daarom met so 10 punte. En toe is die verslaggewer verskriklik ongelukkig. Hy sê, maar hoe wil jy 10 punte? Hy sê, jy moet dan onthou, ons is nou 78. Nou, so ons is 78, maar ons gaan heerlik sing tot eer van die Here. So kom ons begin as deel van ons voorsang, dan sing ons 2 liedere saam. Waar die spoor my heen
As die storms goed in my, sal ek daar my rus kom kry. Sal ek daar my rus kom kry. Gemeente, goeiemôre. Baie welkom by volgens se erediens. Dis eintlik heerlik om weer mekaar te mag sien, ook in groter getalle. Ons is dankbaar dat ons op hierdie wyse vanoggend ook mag saam wees. En kom ons draai so na mekaar toe. Ons mag nou nie kontak maak met mekaar nie, maar kom ons waai vir mekaar. As u lanklaas iemand gesien het, hier's party mense wat ek 2 jaar laas gesien het. So kan ons sien as hier volgende besoekers by ons? Is almal besoekers? Iemand wat meer as 3 jaar laas by ons in 'n erediens was. Ons is daar iemand wat dalk vir die eerste keer volgende by ons is? Niemand nie. Nou maar toe, dis heerlik om ons so die gemeente te mag ontvang. Gemeente, mag ons nog steeds verantwoordelik bly optree teenoor mekaar en teenoor ander. En ons bid regtig die Here se beskerming nog steeds oor elkeen, ook in hierdie onseker tye. Maar kom ons sit so dan raak ons hom net so stil in gebed. Here, wat 'n voorreg om vanoggend deel te mag wees van 'n geloofsgemeenskap. En weer vir 'n lang tyd weer so by mekaar te kan wees, om mekaar te kan sien. En eintlik besef, Here, hoe lief ons vir mekaar het en hoe ons mekaar gemis het, ook in hierdie tyd. Maar dankie dat ons vanoggend hier is, in die eerste plek omdat U vir ons gekies het, omdat U vir ons aan die kruis gesterf het, en U deur die Heilige Gees, Here, vir ons help om te glo, en vir ons in 'n verhouding met U kon bring. En daarom as ons vanoggend hier is, reageer ons, Here, op U roepstem in ons lewe en ons kom sê vir U dat ons U liefhet. En dat dit ons wens is dat U vir ons deur die woord en deur die Gees mag lei. En daarom, Here, mag ook hierdie erediens vanoggend 'n ontmoeting met U wees as die lewende Here. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here vanoggend deur 3 liedere saam te sing, baie bekende liedere. So kom ons gebruik dit ook as deel van ons loflied ook teenoor die Here. Skryf tot sy Heer, iets soos die reënboogse kleur, jy's beplan in die hemel, verteenwoordiger van God, zorgvuldig aan mekaar geweer, te leef met in gewoon, mag jy omgee en leef en soos hy wil hy dra, in 'n wêreld wat verward is, en 'n ware liefde vra, mag jy omgee en leef en soos sy naam verheer, by almal wat op soek is, na die antwoord op ons Heer. Paradijs, om te lag en te leven, soos 'n prins in 'n paleis. So waarom dan die sonde, waaraan jy so bly klop, wat steeds sy wil vernietig, en jou vreugde stukken koop, mag jy omgee en leef en soos hy wil hy dra,
is die Lam, waardig is die Lam. Gemeente, kom ons gebruik die tyd ons om net dit wat nou op jou hart is met die Here in stil gebed te deel. Kom ons raak so stil. Amen. Met ons wil by die geleentheid ook sommer vir ons jeug opdra aan die Here. Hulle is besig met toetsreekse of mini-eksamen, wat ons ook al mag genoem. Maar kom ons bid dat die Here vir hulle regtig sal seën in hierdie tyd met wysheid en insig en regtig die vermoë om te kan weergee dit wat julle geleer het. So ons wil vir julle ook as jong mense sê, ons dink aan julle en ons bid dat dit regtig sal goed gaan. Ook in hierdie eksamentyd. Ons het vanoggend 'n kindermoment. So ons wil weer vir die kinders vra, as julle hier voor wil kom sit, is julle nou baie welkom. Ons het lanklaas die geleentheid gehad dat julle hier voor by ons kan kom sit. Julle kan sommer hier so op die mat kom sit. Dit is vir ons heerlik dat julle vanoggend hier saam met ons is, hoor. So hier is sommer 'n hele paar. Kom sit sommer so nader. Ek wil gou vanoggend vir julle vra, wie van julle was al by 'n troue gewees? Ja? Wat, so 3 hande. Nou wat gebeur by 'n troue? Wie wil vir ons vertel, wat gebeur alles by 'n troue? Weet jy nou nie?
Wie van julle was al by 'n troue gewees? Daar is so 'n foto van 'n bruid. Nou, gewoonlik, as 'n man en 'n vrou besluit hulle trou, dan kom hulle by mekaar en dan reël hulle 'n troue, nê? En hierdie troue reël hulle soos hulle dit graag wil hê. So hulle nooi al die vriende wat vir hulle belangrik is en die familie om saam met hulle te kom sodat hulle hierdie bruilof, nê, of troue kan vier. Nou, hoe lyk die bruid gewoonlik op so 'n troudag? Wie wil ja? Hulle het gewoonlik 'n wit rok aan, ja? En wat nog? Hoe lyk die bruid nog? Die vrou wat trou. Sy het blomme in haar hand en sy lyk mooi, nê? Ja, gewoonlik dan sê hulle 'n vrou lyk op haar mooiste op haar troudag, nê? Want sy voel baie spesiaal want sy trou nou met die man vir wie sy liefhet en alles wat hulle doen gaan oor hulle, nê? En sy maak haar verskriklik mooi. Nou dink julle dit is reg as mense lelike goed oor die bruid sê die dag by haar troue? Hoekom nie? Hoekom dink julle is dit verkeerd? Ja, omdat dit maak haar hartseer. Ja, dit maak die bruid hartseer as mense lelike goed oor haar sê, nê? Want die dag behoort aan haar, nê? So die bruilof of die troue gaan oor die bruid en die bruidegom en sy probeer op haar mooiste lyk. Nie net vir haar man nie, maar laat almal haar kan sien hoe mooi sy is, nê? Nou ons het vanoggend 'n troue. Ons het vanoggend 'n bruid wat gaan kom trou. So ons wil vra dat Tannie Rita vir ons die troumars speel. Wie het nou daai lelike goed geskree? Hier was nou 2 ouens wat iets geskree het. Kon julle dit hoor? Het julle dit gehoor? Wat het julle geskree? Laat ek hoor. Kyk hoe lyk haar skoene. Kyk hoe lyk haar blomme. Hoe maak dit vir jou as bruid? Is dit lekker? Nee. Dink julle dit is reg dat hulle dit geskree het? Nee. Nou wil ek gou vir julle wys in 2 Korintiërs 11 vers 2, nê? Staan daar dat ons is God se bruide. Dit beteken dat as die Here na ons kyk, dan sê hy ek het jou gekies, jy's myne en ons is bruide van die Here. Nou dink 'n bietjie, wat sê ons alles vir mekaar as Christene? Wat se lelike goed sê ons vir mekaar? Ons kinder oor mekaar. Ons vertel lelike stories van mekaar, is dit reg? Nee, hoekom nie? Ons is God se kinders, nê? Soos ons nooit vir 'n bruid sal skree, kyk hoe lyk jou skoene of hoe lyk jou blomme nie. So mag ons as kinders van liewe Jesus altyd mooi praat van ander kinders van Jesus, nê? So ons mag nie lelik praat van ander nie. Ons mag nie skinder van ander of stories vertel van ander wat nie reg is nie. Gaan ons dit probeer onthou. So elke keer as ons kwaad is vir iemand, dan onthou net daardie persoon is ook God se bruid, nê? En 'n bruid wil net lof ontvang, nê? Wil net al die mooi ontvang. Gaan ons dit onthou? Nou kom ons bid gou saam. Liewe Heer, ons vergeet so maklik dat ons ook bruide is van U. En dan praat ons lelik van ander, ons skinder. Ons vertel partykeer onwaar stories. Ons is verskriklik krities oor ander mense. En dan besef ons, Here, dat ook ons woorde maak mense seer wat U gekies het as die bruid van U lewe. Help dan, Here, dat ons na onsself sal sien as U bruide en ook ander ook so sal raak sien. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Daar sê baie dankie vir ons bruid. Ons waardeer dit. En dan kan julle nou kinderkerk toe gaan, die wat kan kinderkerk toe gaan, nê. So baie dankie.
Gemeente, mag die Here ons ook help, dat ons altyd na mekaar sal sien as die Here se bruide. Ook in dit wat ons sê en dit wat ons doen, ook teenoor mekaar. Ons het vanoggend 'n vol erediens. So ons het ook vanoggend die voorreg om nuwe kerkraadslede te bevestig in die ampt van kerkraad. As 'n mens gaan kyk na die formulier vir die bevestiging van kerkraad, dan sien ons dat die Here van die begin af mense geroep het om sy werk op aarde voort te sit. Hy sê dan ook vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek ook vir julle. En so is dit dat die ampt om deel te wees van 'n kerkraad deel is van die gawes wat die Here ook vir sy gemeente gee. As jy mens gaan kyk na wie kwalifiseer om 'n kerkraadslid te kan wees, dan is dit baie duidelik dat dit iemand is wat 'n lewende geloof het, 'n begeerte om vir die Here te werk en wat bekwame is om te leer en onderrig te word en bereid is om daarvoor toegerus te word. En die kerkraad het dan nou by 2 geleenthede hierdie persone se name aan die bekend gemaak en aangesien daar geen beswaar ingekom het teen hulle leer of lewenswandel nie, gaan ons nou vra dat die volgende persone vir ons hier voorkom staan. Ek wil vra dat Nika de Tooi sommer vir ons sal staan. Nika, jy kan sommer so hier so my regterhand staan. Vir Nika, JB Erasmus, Dani Lambrecht, Henny van Noordwyk is herkiesbaar, maar ons gaan vra dat hy ook vanoggend weer hier voorkom. Ja, julle kan maar na my kyk. Dit is nogal angswekkend om so na die mense te kyk. Dis Okay, hulle kyk so. Okay. Ons wil regtig vir julle sê dankie dat julle bereid is om te dien as kerkraadslede. Julle het ook gehoor dat die formulier uit dat iemand wat vir die kerkraad gekies word, is iemand wat deur die Here gebruik word en wat deur die Here getoegerus word, omdat julle leef in 'n lewende verhouding met die Here. En daarom moet julle glo dat die gawes wat die Here in julle kom plaas het, ook die gawes is wat ons nodig het, ook in die bestuur en ook in die beplanning van die gemeente. So ons gaan kyk na die funksie van die kerkraad hier in Hamlet gemeente. Sê ons dat die kerkraad is verantwoordelik vir die geestelike leiding in die gemeente, wat deur diens en deur voorbereiding ook die gemeente voortdurend bly opdra aan die Here. Dis iemand wat 'n visiedraer is, iemand wat groter kyk en wat leer om na die stem van die Here te luister en ook bekend te maak dit wat die Here ook deur julle ook vir ons bring. Dis iemand wat ook kan luister na die gemeente, wat die konteks van die gemeente ken en verstaan en wat ook die nood en die behoeftes van die gemeente raak sien en dit hanteer. Dis iemand wat help om die gemeente te bestuur, te delegeer, wat vir my as leraar ondersteun en wat ook skakel met die wijkleiers. Ons wil nou vir julle vra dat julle op die volgende vraag dan ook sal antwoord. Aangesien julle gehoor het ook dit wat julle roeping is, ook as kerkraad in die gemeente, is dit vir ons belangrik dat julle ook die volgende vraag sal antwoord. Is julle daarvan oortuig dat God jouself deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? En dit beteken dat glo jy dat die Here jou nou op hierdie stadium in die konteks van hierdie gemeente stuur en toerus as kerkraadslid. Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as jy volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is. En beloof jy om die ampt soos dit in jou voorgehou is volgens hierdie leer getrou dan ook uit te leef. Aanvaar jy ook die medegelowiges se verantwoordelikheid om jou te help en op julle op die regte pad te hou. Nika, wat is jou antwoord? Dani? JB? Henny? Gemeente, ek wil vir julle vra dat julle ook hierdie 4 persone mag ontvang as kerkraadslede binne die gemeente. Die feit dat julle geen beswaar gemaak het teenoor hulle leer of lewenswandel nie, beteken dat julle ook hulle aanvaar, ook as kerkraadslede van hierdie gemeente. Julle het hulle ook genomineer. En wil ons ook vir julle vra om vir hulle te bid, om saam met hulle te werk, want die taak wat aan hulle opgedra is, bly steeds ook elkeen van ons se verantwoordelikheid.
En ons wil vir julle dan sê, mag julle goeie voorgangers vir die gemeente wees, en al hoe dit gaan regkry is, mag julle bly groei in julle verhouding met God, en mag julle liefde vir die Here sigbaar word, ook teenoor hoe julle teenoor ander leef en optree, ook binne die gemeente. Ek wil nou vra, Chris, wil jy nie saam met my sommer net vir hulle geluk sê nie? Ek sal sanitizer gee, dan kan ons hulle vir hulle hande weer ontsmet. En direk na die gelukwensing vra ons nou dat julle ook die Here se seën oor hulle sal toebid. Ja, jy kan my eers groet. Baie geluk en baie seën vir jou, hoor. Oeps, daar's hy. Daar nie. Baie geluk en seën vir jou ook. Jy baie geluk en baie seën ook vir julle, hoor. En nie, baie geluk weer en baie seën ook vir jou. Seën op aldaar, Heer sy Sion bestraal, die wat beveel en dit geskied. O Heer, seën oor al gebied. Baie dankie julle. Dankie julle hoor. Gemeente, as nuwe lede bevestig word, beteken dit daar is ook mense wat klaarmaak. En volgende hier saam met ons in erediens is Sulita en Arno. En ek wil vra dat julle ook sommer gou net sal opstaan. Arno, Sulita, jy kan maar sommer so regop bly staan. Ek wil vir julle sê baie dankie, ook vir die termyn wat julle nou gedien het ook op die kerkraad. Ek sê elke keer, en ek bedoel dit regtig uit my hart het, dat elke keer as iemand klaarmaak, dan voel dit vir jou asof 'n stuk van jou familie weggevat word van jou. Want die kerkraad het 'n ongelooflike verhouding met mekaar en doen regtig moeite om saam te groei in hulle verhouding met die Here. So ons wil vir julle sê baie dankie. Ons waardeer julle insette en julle toewyding wat julle aan die dag gelê het en mag die Here vir julle ryklik seën. Ons weet julle betrokkenheid stop nie nou nie, maar dat dit voortgaan. En Arno, vir jou, jy trek nou Bokkeveld toe. Hy het daar op plaasbestuur aangestel daar in die Bokkeveld. En ons weet, ons verlies is weer daardie gemeente se wins. Dis daarmee nou nie, is eers na die einde van die jaar toe wat julle trek, nee. Of okay, hulle het al reeds begin daarso, maar ons wil vir julle ook sê, mag die Here julle seën en julle gebruik ook as gesin en dankie. Ons hoop julle sal weer op 'n stadium vir ons kom kuier. Maar dankie vir dit wat julle vir ons beteken het en gedoen het. En mag die Here ook vir julle ryklik seën. Awesome. Dankie julle. Gemeente, ons teksgedeelte vanoggend gaan kom uit Jakobus 3. Jakobus 3, voordat ons dit gaan lees, gaan ek ook sommer net 'n gebed doen. En dan vra ek vir Daniel Konradi om vanoggend vir ons die skrifgedeelte te kom lees. Kom ons sit so dan raak ons net stil. Here, om dankie te sê, kom baie keer diep uit ons hart. En as ons oor U dink, Here, dan kan ons ook nie anders as om vanoggend dankie te sê vir die ongelooflike pad wat U met ons stap. En die voorreg om in 'n verhouding met U te kan wees, te kan leef nie. Dankie Here dat U vir ons U kinders gemaak het, dat U vir ons in die kruis gesterf het, dat U vir ons die geloof gee, Here, om in U te kan glo, om te kan deel hê ook aan U. Here, dankie vir ander seëninge wat ons ook uit U hand ontvang. Die voorreg van 'n gesin, voorreg van kinders om te kan werk, goeie oeste wat U vir ons gegee het.
Die voorreg om vanoggend so weer as 'n geloofsgemeenskap by mekaar te kan wees. En ons kom bid, Here, dat ons dankbaarheid sigbaar sal word in dit wat ons sê en dit wat ons doen, in die manier hoe ons teenoor mekaar leef en teenoor ander, ook as vreemdelinge. Here, ons gebed is vanoggend ook, Here, dat U vir ons as gemeente sal seën, omdat ons ook glo, Here, dat U vir ons seën om tot seën van ander te wees. En as ons op 'n stadium ook, Here, moet vir Arno hulle losmaak van hierdie gemeente, Here, dan bid ons U seën oor hulle. En ons bid dat U vir hulle sal toerus en vir hulle sal gebruik, omdat dit wat U in hulle belê het, ook in hierdie tydperk, ook in hierdie gemeente, glo ons, Here, vir hulle bemagtig vir die taak en die roeping wat op hulle gelê word. Seën so vir ons, Here, en lei vir ons vanoggend ook as ons saam luister na U woord en mag U woord, Here, ons lewens so rig dat ons sal gaan leef dit wat U van ons kom vra. En daarom vra ons Heilige Gees dat U vanoggend tot ons sal spreek, tot elkeen van ons as U diensknegte en U diensmaagde. Amen. Ekskuus daarvoor. Net so. Net vas so. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinlik, demonies. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Waar kom die stryd vandaan? Waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie? Julle wil dinge hê, maar kry dit nie, en wil dan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed, en kan dit nie in die hande kry nie, en dan maak julle rusie en beklei julle. Julle kry nie, omdat julle nie bid nie. As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. Onderwerp julle dan aan God. Staan die duiwel te, en hy sal van julle af wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Daniel, baie dankie. Ons waardeer dit. Gemeente, ons het verlede Sondag het ons ook stilgestaan by die tong en hoe die tong dikwels ons lewens beheer. En vanoggend gaan dit oor die tema oor wysheid, om te leef met 'n goddelike wysheid. Nou as 'n mens gaan kyk nou na die brief van Jakobus en jy kyk na 1 en 2 Petrus en die 3 briewe van Johannes, as ook die boek Hebreërs, staan dit bekend as die algemene boeke in die Bybel. Nou dit beteken, dit is 'n boek wat nie aan 'n spesifieke gemeente gerig was nie, maar eintlik aan die groter kerk. As 'n mens gaan kyk in Jakobus 1 vers 1 staan daar ook dat hierdie brief geskrywe is aan die 12 stamme wat in verstrooiing leef.
Dit beteken die kerk wat verspreid oor die wêreld leef. So as ons na hierdie boek kyk en ons luister na die inhoud van Jakobus, dan kan ons eintlik vir mekaar vanoggend sê dat die Here hierdie gedeelte spesifiek gebruik om met sy kerk oor die hele wêreld te gesels. Nou, die agtergrond hiervan is dat daar redelik lyk my konflik in hierdie gemeente was. En die konflik het ontstaan omdat mense jaloers was op mekaar en dikwels jaloers op dit wat hulle besit het. En so is dit dat die een jaloers is om die ander een meer het, en so skep dit wetywer en jaloesie, en hierdie jaloesie het later aanleiding gegee tot gemeene dade as gelowiges teenoor mekaar. In hierdie boek is daar 3 temas wat baie sterk na vore kom. Die eerste tema is die tema van wysheid en gebed. En is dit dat ons die heeltyd opgeroep word deur te sê, as een van julle wysheid kort kom, dan moet hy dit van God af bid en God sal dit vir hom gee. Dit beteken dat wanneer ek leef as gelowige en daar kom omstandighede in my lewe en ek weet nie hoe om as gelowige nou op te tree binne hierdie situasie nie, dan is dit dat die Here vir ons sê, nader my tot in gebed. Want deur gebed kom ons gefokus op die Here en leer ons om te luister, maar wat vra God vir my in 'n tyd soos nou? Die tweede tema wat ook baie sterk na vore kom is dade en geloof. En dat Jakobus werk met die beginsel deur te sê, julle kan nie net sê julle is kinders van die Here nie, maar julle bewys dit nie, julle leef dit nie. Hy werk baie sterk met die fokus deur te sê, dit is deur jou dade waar jou geloof sigbaar word. Want mense leer ken Jesus deur my lewe en hulle sien dat ek 'n gelowige is, 'n kind van die Here. Dit is baie so interessant nou met die inentings, is dit dat mense ons nou baie keer praat oor die merk van die dier, maar as jy mooi in Openbaring gaan lees, dan word die gelowige ook 'n merk op sy voorkop gegee. En in Openbaring is die beginsel presies dieselfde om te sê, deur jou dade sal mense sien dat jy aan my behoort, dat jy aan my deel het. Die derde tema waarop ons vanoggend wil fokus, is ook om te sê dat wanneer ek dan in dade wil optree teenoor ander, dan word daardie dade gerig deur 'n goddelike wysheid. Dit beteken 'n wysheid wat van die Here afkom en wat vir my help om te verstaan hoe leef ek as gelowige binne my lewensomstandighede. Daarom as mense in die boek Jakobus gaan kyk, dan word ons geleer om te sê, hoe moet my verhouding moet wees teenoor besittings? Hoeveel onderwerp ek my aan God? Daar word gepraat oor rykdom, integriteit, en swaar kry en vreugde, oor siekte. En in alles word ons geleer hoe om as gelowige binne hierdie omstandighede te leef en op te tree. Wysheid is vir Jakobus verskriklik belangrik. En die woorde wat vir wysheid gebruik word is die woorde phileo en sophia. En dit beteken letterlik liefde vir wysheid. So wanneer Jakobus na die gemeente kyk en hy beskryf die gemeente se optrede, dan sê hy, dit is mense wat lief is vir wysheid. Dis mense wat kies om te sê, Here, hoe moet ek reg optree binne hierdie omstandighede? En wanneer ek insig nodig het, dat ek dit kan vra van die Here, want hy nooi my om te sê, vra en ek sal vir julle gee. Die wysheid wat van bo af kom, was beskryf, soos Daniel ook vir ons gelees het, deur te sê, dit is suiwer, dit is vredelievend, dit is bedagsaam, dit is iets wat inskikkelik is teenoor ander, wat vol deernis is, dra goeie vrugte, is onpartydig. Maar die wysheid wat vanuit die mens kom, word beskryf nie geestelik of as demonies, en kom na vore in afguns, selfsug, in leuns, wanorde en gemeene dade wat na voortspruit in mense se lewe. En daarom as 'n mens gaan kyk in hoofstuk 4, dan sê Jakobus vir hulle wat vanuit die menslike wysheid optree deur te sê,
Vertrou God vir sy voorsiening. Al het jy minder as ander. Leer om te vertrou dat die Here vir jou sorg en dat die Here vir jou genoeg gee vir jou lewensomstandighede. Hy sê moenie kwaad praat van ander nie en leer leef in afhanklikheid van God. Maar as hy oor wysheid praat, 'n goddelike wysheid, dan sê hy, goddelike wysheid het altyd ten doel dat dit vrede soek en dit soek geregtigheid. Dit beteken ons soek na die herstel van verhoudinge. Ons probeer kyk, hoe kan ek optree teenoor iemand anderste, sodat ons mekaar in die oë kan kyk. Ek onthou by 'n geleentheid in Nederland, waar ons 'n tema moes hanteer oor geregtigheid, is dit dat die dosent gesê het, maar geregtigheid beteken om mekaar in die oë te kyk. En wat het ons nodig om mekaar in die oë te kyk? Wat het ons nodig en wat moet verander, sodat verhoudinge tussen ons voortdurend kan herstel? En hy sê dit vind plaas wanneer ek bid vir goddelike wysheid, want goddelike wysheid soek die beste in ander, soek die herstel van verhoudinge, is gerig op hoe eer ek vir God in hierdie verhouding teenoor ander. En daarom is dit belangrik ook dat ons vir mekaar kan sê, goddelike wysheid is nie net kennis nie. Goddelike wysheid is eintlik 'n manier van leef. Dit beteken dat my hele lewe so geïntegreerd is in my verhouding met die Here, dat mense dit in my woorde en in my dade en in my optrede kan sien. Daarom in hierdie gedeelte word ons opgeroep om te sê, dit is belangrik dat ons terugkeer na God toe. Dit is ons belangrik dat ons verhouding met God sal herstel, dat ons ook sal gaan kyk, hoe leef ek met my eie begeertes? En hoe hanteer ek my naaste billik en korrek? En as hy hier praat van ons moet omdraai na God toe, ons moet tot God bid, dan gebruik hy in die Griekse woord, deur te sê, as ons verleer om te bid tot die Here, dan is ons soos egbrekers. Dit beteken in plaas daarvan dat ek soek na 'n verhouding met God, het ek hierdie verhouding verwaarloos, ek het weggeleef van wie God is. En word ons opgeroep tot 'n gebedsverhouding met die Here en sê, leer leef van afhanklikheid voor die Here. Word 'n vriend van God en laat toe dat die Here vir ons help hoe om wys op te tree. Nie met 'n fokus op myself nie, maar 'n verhouding wat streef na wat is die beste vir myself en ook vir ander. En dan in hoofstuk 3 kom sê hy vir ons, hy sê hierdie uitleef van goddelike wysheid is prakties. En dan sê hy, egter in suiwere godsdiens voor God die Vader, is om weeskinders en weduwees in moeilike omstandighede by te staan. Weereens word ons opgeroep om te sê, wysheid word prakties in hoe ons omgee en hoe ons 'n verskil maak in mense se lewens. Die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, kom die Here en hy sê, onderwerp jou aan God. Staan die versoeking, staan die duiwel teen jou lewe. Nader tot God, en hy sal tot jou nader. Onderwerp jou aan die Here, want hy sal jou verheerlik. Gemeente, as ons sê, hoe leef ons as Christene? Dan word ons opgeroep om te sê, ons leef met 'n goddelike wysheid. En wanneer ek dit kort kom, sê die Here, bid dit van my, en ek sal dit vir julle gee. En ons word eintlik vanoggend opgeroep om te sê, hoe lyk ons gebedsverhouding ook met God? Is dit 'n verhouding waar ek elke dag afhanklikheid voor God leef? Of word ons lewe gerig deur 'n aardse wysheid? Wat wetywer, wat leuns vertel, wat gerig is op gemeene dade, omdat ons verleer het hoe om te leef vanuit God, ook teenoor mekaar. 'n Gemeente waar hulle beklei omdat een meer besit as 'n ander, en daar onmin tussen hulle kom die Here en hy sê, leer leef in afhanklikheid voor die Here.
En vertrou God dat hy vir jou sorg, dat hy vir jou genoeg is, ook in jou lewe. Kom ons bid saam. Liewe Heer, ons wil vir U baie dankie sê dat ons ook geleer word hoe om met goddelike wysheid te leef. Wysheid, Here, wat sigbaar word in ons bedagsaamheid, ons inskikkelikheid, met ons deernis, onpartydigheid teenoor ander. En daarom kom bid ons, Here, mag U meer word in ons lewe en mag ons bly groei in 'n verhouding tot U. En wil ons volgende, Here, ons opnuut sommer net aan U kom toewy. En kom sê, Here, leer ons hoe om te leef. Help ons ook as gelowiges. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, by die afkondigings wil ons vir julle net weer vat na ons siekelys. Kom ons bid ook vir elkeen op wat sy naam ook verskyn op ons lys. Daar's nog baie mense wat siek is, ook met COVID. Kom ons bid dat die Here sommer net sy hand oor elkeen mag hou. En dan sien julle ook die woorde van dank van Eliska, ook vir almal se oproepe en die ondersteuning wat sy ontvang het en nog steeds ontvang. En dan wil ons ook sê, bid ook vir die gelowiges in Afghanistan. Dit gebeur so dat wanneer die islamitiese staat afgekondig word, dan beteken dit net dat in daardie gebied geld die islamitiese reëls of wette. En ek sien noudag in 'n e-pos wat uitgekom het, is dat vrouens in Afghanistan nou beloof is dat hulle niks met hulle sal gebeur nie, maar dat hulle moslimklere moet aantrek, en dis die manier hoe hulle moet leef. Want dis die islamitiese staat, so die reëls of die wette van die islam geloof word dan daar toegepas. So kom ons bid vir die gelowiges ook in Afghanistan. Kom ons bid dat die Here ook vir hulle sal beskerm en vir hulle sal help, ook in hierdie tye van onsekerheid en vervolging. Kom ons raak so stil en dan dra ons elkeen op aan die Here. Amen. Gemeente, ons het in die tyd toe ons lockdown gehad het, ons nie by mekaar kon kom nie, het oom Jan in hierdie tydperk by ons klaargemaak as koster. En ek wil nou vir hom vra of hy nie vanoggend net hier voorgehou wil kom staan nie, asseblief oom Jan. En dan saam met hom sommer Helene Kap, wat sy ook hier kom staan. Een 1.5 meter uit mekaar uit, hoor. Gemeente, ja, oom Jan het klaargemaak. Oom Jan, hoeveel was het? 13, 16? 14 jaar. 14 jaar wat oom Jan koster was in die gemeente. En ons het woensdag aand 'n afskeidsgeleentheid waar ons ook as kerkraad van hom afskeid afneem en daarvoor hom ook iets sal oorhandig om dankie te sê. Maar ek dink oom Jan, dis gepas dat ons in 'n erediens ook vir oom sê dankie vir al oom se tyd en harde werk hier by ons in die gemeente.
Ek dink die mens besef altyd wat doen 'n koster in die ure wat 'n koster moet werk en sorg dat dinge moet reg gebeur nie. So ons wil vir ons kant af sê baie dankie. Ons waardeer dit wat oom gedoen het en mag hierdie tydperk van rus vir oom goed wees. Oom lyk sommer ontspanne. So die rus lyk my doen 'n ou goed. Maar baie dankie. Ons het groot waardering vir dit wat oom as koster ook vir ons beteken het. So kom ons gee vir hom 'n lekker handeklap. Waar is Helene? Helene is nou die nuwe koster. En Helene van ons kant af, ons wil jou verwelkom en sê welkom ook in die span hier by die personeel. Dit is ons heerlik om jou ook te kan ontvang en mag die Here jou ook wonderlik seën en gebruik ook as koster en gemeente. So druk op haar nommer as jy iets kort kom. Ons sê vir haar dankie ook vir dit wat sy nou alreeds vir ons gedoen het. Kom ons gee vir haar ook 'n lekker handeklap. Dankie julle. Dankie Jan. Gemeente, net die bankkollektors word opgeneem as jy nou sou uitstap, is die kus daar in die voorportaal. En die deurkollektors sal dan wees net buitekant die deure in die sakkies wat u dan ook die bydrae dan ook daar plaas. Ons wil net wys dat die gemeenteroei is 1 tot 5 Oktober. En as daar mense is wat nog sou wou saamgaan, moet u baie vinnig met ons gesels. Daar is nog plek, so u is baie welkom saam te gaan roei. Maar ons wil ook vir die groep wat weggaan, wil ons sê baie sterkte en seën. En dis 1 tot 5 Oktober wat ons dan ook daar saam sal roei op die Oranje rivier in Namibië. Dan die 10de Oktober, dis die Sondag net voordat die skole weer open na die skoolvakansie, is dit ons belydenisaflegging. Ons het in die begin van die jaar met die ouers in die belydensklas bymekaar gekom en hulle het besluit kom ons hou op die datum van die 10de, hulle het nou dit weer bevestig. So die 10de Oktober is belydenisaflegging en ons wil vir julle regtig nooi na hierdie erediens en sê kom woon dit by en kom beleef ook sommer net in die belydenis van hierdie jong mense en dit is ook 'n nagmaalsgeleentheid dan ook daardie Sondag. En dan wil ons vir julle ook uitnooi om nou na die erediens tee en koffie te geniet. Daar's verversings wat gereël is juis vir die nuwe kerkraad so ontvangs. So kuier saam met hulle en hoor sommer net hoe gaan dit ook met hulle in hierdie tyd. Dan sluit ons af. Sluit ons af met die slotlied, die oorwinningslied. Ek sien my gees die voor in die alma van die Heer, allerhoogste wat in liefde sy koninkryk regeer. Hy het verloor aan die einde, die wolke kom my weer, hy is koning, hy regeer. Lof en prys hom, halleluja, lof en prys hom, halleluja, lof en prys hom, halleluja, hy is koning, hy regeer. Die Heer is ons meester, wat vir altyd voor my staan, hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons naam, hy die vyand reeds verslaan, die rots wat ewig staan. Lof en prys hom, halleluja, lof en prys hom, halleluja, lof en prys hom, halleluja, hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons hoop, die dief jou hande op na voor, dat van syne slaan op dromme, kom daals verhoog so. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons voor, van sy woord sal ewig staan.
Gemeente, as ons nou uit hierdie erediens uitstap in die erediens van die lewe, word ons herinner dat daardie persoon met wie ons lewenspad kruis, is ook die bruid van ons lewende Here. Mag ons so leef en optree teenoor mekaar, dat ons woorde seën bring, troos bring, heling bring, en dat ons as gelowiges op so 'n wyse die Here mag eer en mag dien. In dit kom sê die Here, is julle nie alleen nie, maar dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle sal wees en bly en vir julle sal toerus. Amen. Dit sal wees, Here,